Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In die gedeelte waar Jesus die 10 melaatses genees het, lees ons in Lukas 17 vers 12 tot 15. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Daar is 'n geestelike parallel tussen melaatsheid en die lewe. Albei kan jou onderkry. Is dit vandag die geval in jou lewe? Indien wel, neem eerstens jou probleem na Jesus. Hy kan herstel wat jy verloor het en jou vrede en vreugde teruggee. Sluk jou trots en stort jou hart voor hom uit. Desperate mense doen desperate dinge en God reageer op desperate gebede. Hy sê in Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Tweedens, wat God ook al vir jou sê om te doen, doen dit. Ons moet na God toe gaan op sy terme, en nie op ons terme nie. Jesus het vir hierdie 10 melaatses gesê, om te gaan en hulself aan die priesters te gaan wys. Waarom het hulle nie net genees, soos hy al die ander mense genees het nie? Geloof vereis nie verduidelikings nie. Derdens, maak seker dat jy elke tree wat jy vorentoe gee, in geloof doen. Die deurbraak kom nie noodwendig altyd dadelik nie. Vers 14 sê, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. Soms gebeur daar niks, totdat jy die eerste stap neem nie. Dit is juis elke tree wat in geloof gegee word, wat jou nader bring aan jou deurbraak. Vierdens, moenie vergeet om dankie te sê as God vir jou deurkom nie. Slegs een van die 10 melaatses het teruggekeer om dankie te sê. En Jesus het dit opgemerk. En hy doen steeds. Jy kan met vertroue na hom toe gaan vir jou volgende antwoord, wanneer jy onthou om te dank vir jou laaste een. Here, vandag voel ek oorweldig. My laste is swaar en my gedagtes is vol bekommernis. Ek kan dit nie alleen doen nie. Ek het u krag, u vrede en u leiding nodig. Ek gee die situasie aan u oor, in die vertroue dat u my toevlug is. Help my om met een stap op 'n slag in geloof te vat, wetende dat u met my is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.